'n hartlike welkom by vanoggend se erediens en dan sê ek sommer vir elkeen 'n voorspoedige 2026. Mag elkeen van ons diep bewus word dat die Here elke dag in ons alledaagse lewens by ons teenwoordig is. Vanoggend se boodskap gaan oor wegkruipplekke. Ja, daai oomblikke in ons lewens waar ons nie lus het om uit die bed uit op te staan nie en graag eerder in die bed wou bly, waar ons nie die moed het om uit ons bed uit te klim en opgewonde te wees vir die nuwe dag nie. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Almagtige Vader, dankie vir hierdie dag. Seën hierdie dag, seën ons saam wees, seën hierdie week, seën hierdie maand en seën 2026. Mag elkeen van ons harte oopmaak, sodat U Gees in elkeen van ons kan werk vanoggend. Dankie vir U liefde en U genade. Ons bid dit in U groot en heilige naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. In Rigters 6 sien ons vanoggend, en dit is ook die teksgedeelte waaruit ons gaan lees vandag, hoe die Israeliete vir God, die vrugbaarheidsgod Baal op dieselfde tyd aanbid het. En daarom begin Rigters 6 met die woorde, die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het verval in hulle slegte gewoontes, omdat hulle moedeloos was oor die Midianiete wat hulle oeste en hulle vee aanhoudend verwoes het. Hulle was so springkane wat deur hulle lande met kameelperde gehardloop het en alles in hulle pad vernietig het. Soveel so dat die Israeliete arm geword het en moedeloos geword het, dat hulle uiteindelik begin wegkruip het. 'n Profeet het hulle probeer herinner van dit wat God al in hulle lewens vir hulle gedoen het en hoe God hulle uit die woestyn uitgelei het en uit slawerny uit. Maar dit was nie genoeg gewees om hulle positief te hou nie. En dan lees ons verder in Rigters 6 vanaf vers 11 tot en met vers 17. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra wat behoort het aan Joas die Abieseriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is by jou, dapper held." Maar Gideon het vir die engel gesê: "Ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie. Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete." Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê: "Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou, sê die Here." Maar Gideon sê vir hom: "Ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele Manasseh, en van my pa se kinders het ek die minste aansien." Die Here het hom geantwoord: "Ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie." Gideon het vir hom gesê: "As u so vriendelik wil wees, doen tog vir my 'n wonder, dat ek seker kan wees, dit is u, Here, wat met my praat." En ons lees dan nou net tot so ver. Daarna het Gideon offers gebring, die Baal altaar afgebreek, wat die mense in die omgewing kwaad gemaak het natuurlik, en Gideon rig toe 'n altaar vir God op, wat hy God is vrede genoem het. Toe sien die Israeliete hoe die Midianiete en die Amalekiete kamp opslaan vir 'n volgende aanval waar hulle deur die velde wil kom hardloop en alles wil kom stroop. En dan lees ons verder nadat hulle hierdie gesien het en weer eens vreesbevange is in Rigters 6 vanaf vers 34 tot en met vers 40. Die Gees van die Here het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas en die Abiesriete opgeroep om hom te volg. Hy het ook boodskappers na Manasseh, Aser, Sebulon en Naftali toegestuur en hulle ook opgeroep om hom te volg. En hulle het almal bymekaar gekom. Gideon het vir God gesê:
Ek sal weet dat U deur my vir Israel wil red, soos U beloof het, as ek 'n stukkie vlieswol op die dorsvloer sit en daar kom dou op die wol, terwyl die grond rondom dit droog bly. En dit het toe so gebeur, en toe Gideon die volgende môre opstaan, het hy die stukkie wol uitgedraai en dou daar uitgedruk. 'n hele kom vol water het daar uitgekom, en toe sê hy vir God, moet asseblief nie vir my kwaad word nie. Ek wil nog 'n keer iets vra. Laat my tog net nog een toets met die vlieswol toe. Net die wol moet droog wees, terwyl daar oral rondom op die grond dou is. Daardie nag het God dit so laat gebeur, net die wol was droog en oral op die grond was daar dou. Tot sover ons skriflesing. Ons almal het al 'n laagtepunt in ons lewens beleef. Ek onthou op my eie laagtepunt het ek desperaat gewonder, waar is God? Ek het alles in my vermoë gedoen om hierdie vraag te beantwoord. En vergewe my as jy al hierdie storie van my gehoor het, maar dit bly my ewig by. Ek het destyds 'n ekoloog gaan raadpleeg om aan my sisteme te verduidelik, want dit het vir my gevoel asof ek in hierdie sisteem en hierdie babbel van my lewe vasgevang was. En ek kan nie daaruit kom nie. En sy het my gehelp om te verstaan dat ek nie noodwendig vasgevang was in 'n babbel nie, en dat ek dit verkeerd verstaan, en dat ek net vanuit die verkeerde lens na hierdie situasie kyk. Hierdie ekoloog was toevallig die dogter van Attie van Niekerk, wat bekend is vir die woorde, die daad sonder die woord is stom, en die woord sonder die daad is leeg. Sy kon my met vrymoedigheid help, omdat sy en haar pa 'n diepe begrip het vir hierdie integriteit tussen woord en die werklikheid. Attie is iemand wat grense oorskry, wat omgee, wat vir mense gehelp het, en verder as dit, vir die hele skepping. Hy het sulke interessante projekte wat hy aanpak, en vandag leer die verhaal van Gideon in die Bybel ons presies dit wat Attie in moderne taal vir ons vasgevang het. Nou in Rigters vind ons 'n toneel waar die son genadeloos bak oor hierdie stowwerige landskap van Israel wat gestroop is, en daar is geen geluid van feesviering nie, geen vrolike oesliedere nie. Daar is net 'n onheilspellende stilte, 'n kortstondige verbreek deur die gedreun van duisende kamele in die verte. Die Midianiete het gekom soos 'n springkaanplaag, en hulle stroop nie net die land nie, hulle stroop die siel van die volk van Israel. Hulle los niks oor nie. En in hierdie klimaat van rou en angs, weer klink hierdie selfde vraag wat Gideon het, vandag nog in hospitaalgange, in die stilte van slaapkamers en in die gebroke plekke wat in ons harte echo. Dit is die Hebreëse woord wat in hierdie teksgedeelte gebruik word wanneer Gideon sy vraag vra, die Aye vraag. Die woord Aye beteken, waar is God? Waar is U? En dit is nie 'n gewone vraag wat Gideon vra nie. Wanneer Gideon met die engel van die Here praat, gebruik hy hierdie baie spesifieke term. Aye is gelaai met eksistensiële krisis en trauma. Dit is die roukreet van iemand wat die groot verhale van die verlede ken, die uittog, die Rooi See, die manna, maar wat na sy eie leë hande staan en kyk en vra, as die Here by ons is, waarom het al hierdie dinge oor ons gekom? En Aye, waar is al God se wonders? So kom ons laat daardie vraag vir 'n oomblik vir ons hier in die lig hang. Voel die swaarte daarvan. Dit is nie 'n akademiese vraag wat Gideon vra nie, dit is 'n eerlike menslike wanhoop. Daar was 'n enorme gaping tussen Israel se belydenis en die realiteit. Daardie gaping tussen wat ons van God weet. God is goed, ons weet dit. God is getrou aan sy beloftes.
Maar dit wat ons ervaar is die plek waar trauma gebore word. Dit voel soos goddelike verraad. Maar hoe reageer 'n mens wanneer hierdie gaping so groot word, dat jy nie eers meer daaroor kan sien nie, soos 'n kloof tussen die pad waaroor jy moet ry nie. Ons vind die antwoord nie in 'n paleis nie, maar in 'n parskyp. Kyk na Gideon. Hy is nie op die dorsvloer waar hy moet wees nie, waar die koring normaalweg uitgeslaan word nie. 'n Dorsvloer was gewoonlik bo op 'n berg gewees in so 'n sirkelvorm en dan al die koring daarin gelê sodat die wind die kaf kan wegwaai en die koring van die kaf geskei kan word. Hy is in 'n parskyp, 'n gat wat in 'n rots uitgekap is in 'n wingerd, weggesteek. En stel jou daar die fisiese ongemak voor, die hitte wat daar binne vasgevang word, die oorweldigende stof van die koring wat deur die wind weggevoer kan word nie, en die klam ou suurreuk van ou druiwe wat gemeng is met die reuk van sweet en vrees. Gideon se wêreld het gekrimp tot die grootte van daardie gat in die grond. En dit, broers en susters, dit is wat trauma doen, né? Trauma dwing 'n mens om jouself kleiner te maak en kleiner te maak, net sodat jy kan oorleef en deur hierdie dinge in jou lewe kan kom. En wanneer die engel van die Here voor Gideon verskyn, 'n verskyning wat ons in die teologie epifanie noem, is Gideon se reaksie nie aanbidding nie, maar hy begin om te argumenteer. Hy sê eintlik, bespaar my die vroom woorde, as God hier was, sou my kinders nie honger gewees het nie. En in die middel van hierdie parskyp mentaliteit gebeur iets wat alle logika ontbreek. God antwoord vir Gideon deur die engel, maar nie op Gideon se vraag met 'n lys van redes nie, maar met 'n nuwe definisie van wie hy is. Die engel sê, die Here is met jou, dapper held. En in die Hebreëus word hier gebruik gemaak van die profetiese voltooide tyd. Nou die profetiese voltooide tyd beteken dat dit wat in die toekoms gebeur, sal gebeur. En dit word beskou in hierdie heilige oomblik as die waarheid. God kyk na 'n man wat in 'n gat wegkruip en noem hom reeds dit wat hy later sal word. God definieer ons nie op grond van ons vrese nie, maar op grond van sy roeping. Maar daar is 'n dieper laag. In Rigter 6 vers 24 lees ons iets merkwaardigs. Die gees van die Here het vir Gideon aangetrek. Ons lees dit in die Afrikaans as ingeneem. En die Hebreëse woord is labash. En dit beteken letterlik om iemand se kledingstuk aan te trek. Labash herinner ons dan ook aan Genesis waar God vir Adam en Eva met velle beklee het om hulle skande te bedek en van die begin van tyd af het God die mens beklee met identiteit. Net so ook lees ons hiervan in Galasiërs 3 vers 27 waar ons lees dat ons onsself ook met Christus moet beklee. In die Ou Testament was die werking van die Gees dikwels 'n spesifieke bemagtiging vir 'n taak. Die Gees het Gideon omhul sodat dit nie meer Gideon se vrees was wat die mense wie hy moes gelei het, gesien het nie, maar die karakter van God self. Vandag, deur Christus is hierdie bekleding nie net vir 'n tydelike taak nie, maar 'n permanente identiteit. God trek vir jou 'n nuwe jas aan en dit is die jas van sy teenwoordigheid wat jou beskerm teen die snyende wind van jou omstandighede. En dit lei my dan om te dink aan Gideon se verhaal soos die Afrikaanse taalverskynsel van onomatopee, 'n woord wat sy eie klank naboots. Hierdie woord is 'n Griekse woord wat ons in ons Afrikaanse taal gebruik wat letterlik vertaal as naam maak.
En dit is mos 'n klank wat 'n naam kry, soos die klank wat die voël Piet my vrou maak, wat dan die voël uiteindelik vernoem word. Gideon het die klank van sy nuwe naam gehoor, maar dit moes nog vlees geword het. Die woord sonder die daad was nog leeg gewees, maar toe kom die oomblik van aksie. God vra nie vir 'n groot weermag nie, inteendeel, God verminder die weermag. Hy het net 300 mans nodig. Net 300 mans blaas die shofars, die ramshorings, om die vyande te oorwin. Daardie magtige, deurdringende geklank was die oomblik toe die identiteit wat God gegee het, oorgespoel het in bevryding. Die klank in Gideon se hart het die realiteit van die hele land geword. En die resultaat van getroue daad, wanneer die woord en die daad bymekaar kom, is dat Israel 40 jaar van vrede daarna beleef het. So as ons hier in 2026 ingaan, en veral in hierdie tyd van Epifanie, die fees van God se verskyning, moet ons weet, God verskyn steeds in ons parskyp oomblikke. Hy kom nie met verklaringe nie, maar met 'n kledingstuk. Hy trek vir jou sy geduldige liefde aan. En die Aje-vraag, waar is u, word stilgemaak, nie deur argumente nie, maar deur die klank van God se mense, wat opstaan en leef vanuit hulle ware identiteit uit. En as jy vandag daar sit, met 'n hart vol vrae, hoor die stem van God, bo die geraas van jou omstandighede. God se stem wat sê, ek is met jou, jy is myne, ek is vrede. Daarom wanneer ons besef, dit gaan nie oor ons vrae nie, maar oor God, kyk ons nie dan terug na 2025 en sê, 2025 was goed of sleg gewees nie. Ons kyk nederig terug in God se grootheid in en sê, 2025 en 2025 was God goed gewees. En dit is waaroor Rigters 6 gaan, nie oor die tekens wat Gideon aangevra het met die skaapvliese nie, maar oor God se karakter. So hoe lewe jy elke dag in 2026 binne daardie waarom vra of vanuit jou God gegewe identiteit uit? Wat trek jy elke oggend aan wanneer jy uit jou bed uitklim en die dag moet aanpak? Gaan dink hieroor wanneer jy jou dag begin. Jy hoef nie jouself te red nie. Jy moet jouself net laat aantrek. As God jou 'n dapper held noem, staan op en klim uit jou wegkruipplek uit. Jy is nie die som totaal van jou trauma, jou seer en jou hopeloosheid nie. Jy is bekleed met die gees van die lewende God. Onthou wat Attie van Niekerk ons geleer het. Die woord het die daad nodig om volkome te word en om volkome te wees. Onomatopee. Die woord moet klank en daad kry. So mag hierdie jou mantra vir die nuwe jaar wees. Ek is nie wat ek voel nie. Ek is wie God oor my aangetrek het. Gaan leef nou daardie identiteit. Die shofars en die oorwinningskreet het reeds geblaas deur Christus Jesus, ons verlosser. Amen.